Goeiemôre geliefdes. Is lekker dat jy my teruggroet vanmôre. Ek sê altyd geliefdes, want u is geliefd. Die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, het elkeen oneindig baie lief. En niks kan ons skei van die liefde van ons hemelse Vader nie. Amen. En dit is vandag Vadersdag. En is dit nie wonderlik dat die Here ons hemelse Vader is nie? Die God wat alles gemaak het, hy is ons hemelse Vader. En ons kan vanoggend vir hom die eer gee, omdat hy 'n goeie Vader is. Ja, kom ons gee vir die Here eer. Ja, Here. Here, ons gee vanmôre vir u eer, want u is 'n goeie Vader. Ons vereer vanoggend eerste vir u. 'n hemelse Vader wat omgee. 'n hemelse Vader wat altyd daar is. 'n hemelse Vader wat ons nooit in die steek laat nie. 'n Vader wat voorsien, wat ons beskerm, wat ons dra wanneer ons nie meer kan nie, wat ons hulp is, wat ons raadgewer is. Here, vanmôre vereer ons u as ons Vader. En ons prys u in Jesus naam. Amen. Amen. Nou kan ek vir elke pa sê, gelukkige Vadersdag. Ons het eers die hemelse Vader, die pa van al die paas vereer, maar nou elke pa hier, gelukkige Vadersdag. Dankie vir alles wat u as pa opgeoffer het deur al die jare. Elke pa, elke oupa grootjie, mag u kinders vir u net 'n seën wees, en mag u kinders net vir u vreugde en vrede bring. Maar baie welkom hier vanoggend in die huis van ons Vader. En ek wil ook net sien, is daar enige iemand wat vanoggend vir die heel eerste keer is? Enige iemand? Ek sien niemand. Maar Tanya en Marco, baie welkom uit Nederland. Ek weet, Pastoor Adel, mama se hart is baie bly vandag, en papa se ook. Maar baie welkom, is lekker om julle saam met ons hier te hê. En elkeen wat by die huis kyk, baie welkom. Ons is vanmôre hier om net ons hemelse Vader se aangesig te soek, en te kom hoor wat is op sy hart vir ons elkeen. So kom ons stel onsself oop vanmôre, wanneer ons aanbid, en sê, Here, ek is hier om met u te ontmoet. Ons sal ook met die eerste liedjie ons offerandes en tiendes opneem. Maar kom ons gee eer vir die Here. Kom ons draai die diens aan die Here op. Hemelvader, ons wil ook net hierdie tyd in u hand sit. Vader, ons is hier in u huis, saam om u te loof en prys en om u aangesig te soek. Dankie dat u vanoggend met ons wil praat. Heilige Gees, kom werk in elke hart. Here, neem beheer van hierdie diens. En Here, dat ons vanmôre uit u hart uit hoor, wat u vir elkeen van ons wil sê. Ontmoet ons ook nou in ons aanbidding. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Pastoor Ansie, welkom van ons musiekspan se kant af. Dis Vadersdag vandag. Pastoor Ansie het in die begin te sê, ons hemelse Vader is ook hier volgend. Volgend vir hom dankie gesê vir al sy goedheid en sy guns, sy voorsiening, sy liefde, sy beskerming, sy redding, sy krag, sy heerlikheid, sy omgee. Amen. Ja. Jy het nog nie gedoen het, nie doen het vanoggend. Ons is op 'n plek wat Here elkeen van ons wil ontmoet volgend, deur ons sange en deur ons musiek en deur ons aanbidding, kan ons vanoggend net 'n ekstra dankie sê. Nie dat ons dit nie doen nie, maar net vanoggend sê Here, ek wil nie 'n aardse ding, 'n heilige ding maak nie, maar vanoggend dink ek kan ons in die koning se kamer instap en sê Here, ons waardeer u. U is ons Vader, u is ons God, u is ons koning. Ons kan enige tyd instap by hom en sy grootheid ook besing. Kan ons dit doen vanoggend?
Ons is ongelukkig in die internet vanoggend. Ek wil vir pastoor Lukas ook gesê net gelukkige Vadersdag, maar ons moet bel vanmiddag. Ons sê die gemeente sê, hulle like hom nog baie. Ons sal later sê. So, kom ons gaan opstaan en ons sy naam groot maak. Ons verklaar na hierdie stad, dat die Here koning behoort. Ons beveel aan elke hart, om gehoor te gee aan sy woord. Hy beveel hoofde, maak op die poorte, nooi die koning aan. Laat elke hart sy stem, sy lof bestaan. Ons verklaar na hierdie stad, dat die Here koning behoort. Ons beveel aan elke hart, om gehoor te gee aan sy woord. Hy beveel hoofde, maak op die poorte, nooi die koning aan. Laat elke hart sy stem, sy lof besing. Ons verklaar aan hierdie stad, waar die Here koning behoort. Ons beveel aan elke hart, om gehoor te gee aan sy woord. Hy beveel hoofde, maak op die poorte, nooi die koning aan. Laat elke hart sy stem, sy lof besing. Ons verklaar aan hierdie stad, waar die Here koning behoort. Ons beveel aan elke hart, om gehoor te gee aan sy woord. Hy beveel hoofde, maak op die poorte, nooi die koning aan. Laat elke hart sy stem, laat elke hart sy stem, laat elke hart sy stem, sy lof besing. Give God the glory. Give God the glory. Give God the glory. And He will give you, and He will give you, and He will give you the victory. Give God the glory. Give God the glory. Give God the glory. And He will give you, and He will give you, and He will give you the victory. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. You are defeated. You are defeated. You are defeated by the blood of the Lamb. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. You are defeated. You are defeated. You are defeated by the blood of the Lamb.
die lof van die Here. We will sing glory to the King of Kings forever and ever. Dankie Koning Jesus vir die goedheid en die guns. Dankie Here. Just one word, you got the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes are open to see, my heart can't help but believe. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Just one word, you heal what's broken inside me. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes are open to see, my heart can't help but believe. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Here, dankie dat ons Vader wat in die hemel is, alles kan doen. Here, maak nie saak om wat se omstandigheid of wat 'n probleem of wat 'n situasie ons is nie. There's nothing that our God can do. Wat 'n groot God aanbid ons, Here. By U is niks onmoontlik nie. By U is niks onmoontlik nie, Here. Heilig, heilig is die Here wat leef. Dankie, Here. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb.
Heilig is die Here. Heilig is die Here. We praise your name, Here, U is so goed, so groot, so wonderbaar. Hallelujah, Here. Lord, we worship you this morning. Kom ons aanbid die Here. As jy in 'n taal kan bid, bid in 'n taal, maar aanbid die Here net in hierdie oggend. Ki andara rakakasitera biturubokushikara babasitera. Ki andara kaklikandara kakasitera rashana kaklikandara kilakaklikandara kaklikate. Ki arababashana rababasitera binturkukusitia. Halleluja, Jesus. Rabashana bitururositruroshikya. Kom ons connect met die Here vanoggend. Halleluja, rababashana rabitururositrukukushikya bitururositia vitus. Hallelujah, Jesus, ons worship you. Lord, we worship you. Hallelujah, Here, ons aanbid U Koning Jesus. Ons aanbid U Heilige Gees. Arabashana vitus. Abba Vader, Rababasiturukushikias. Daar's niemand soos U nie, Here, Rabasitia. Ons eer U dat U teenwoordig is vanoggend. Ons eer U dat U hier is, Here. Ons eer U vir die liefde. Ons eer U vir die getrouheid. Ons eer U vir die genade, Here. Vir die omgee. Abba Vader, ons verhoog U. U is die skepper God. U is die almagtige. U is heilig. Daar is niemand soos U nie, Here. En ons verhoog U. We exalt U, Lord.
We exalt thee. Kan ons net daai liedjie We exalt thee sing? We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee, Lord. We exalt Halleluja, Here. Ja, Here, vanmôre verhoog ons U. Ons verhoog U, Here, as ons koning. Ons verhoog U, Here, as U, Jesus het die hoogste naam. Daar's geen ander naam bo U naam nie, Here. Here, daar's geen ander autoriteit bo U nie. U is die hoogste, U het die hoogste autoriteit. Jesus, U is die Alfa, U is die Omega. U het die laaste sê. Here, U is God. U is ons Vader. U is ons koning, ons herder, ons vriend. Here, en ons wil U verhoog en ons wil U kom vereer in hierdie môre. Dankie, Here. Dankie dat U is. Dankie dat U ons ontmoet. Word U verheerlik, Abba. Ook deur U woord. Word verheerlik. Hemelvader, ons wil ook bid vir oom Clement se familie. Oom Clement is vanoggend oorlede. En Vader, U het vir hom mooi jare gegee, 105 jaar. En Here, sy familie is hartseer vandag. En daar's 'n gemis. Maar Heilige Gees, sal U elkeen wat vandag treur, troos. Sal U U arms rondom elkeen sit wat hartseer is. Here, en U mag dalk vandag mense wees wat paas mis, wat nie meer daar is nie. En Vader, vanmôre wil ek vir U vra of U besonder by hulle sal stil staan en U arms rondom hulle sal sit en dat hulle U liefde en U troos sal beleef. Here, want U is 'n God wat omgee. U gee om waardeur ons gaan. Dankie dat U by elkeen stil staan vandag. Word verheerlik, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek kan die Bybels oopmaak by Jona 1. En vanmôre wil ek fokus op gooi Jona oorboord. Gooi Jona oorboord. So, jy kan oopmaak by Jona. Hy's een van die klein profete. Hulle noem die van die agterste boeke in die Ou Testament klein profete. Dis nie omdat hulle nie belangrik is nie, hulle is nog steeds belangrik. Die boeke is net baie minder daar's net baie minder geskryf in hulle, maar dit is nog steeds belangrik. En ek wil hê ons moet lees uit Jona 1. Nou, ek kan nie
Ons kan nou nie die hele boek Jona lees vandag nie, en ek gaan ook nie oor die hele boek Jona preek vanmôre nie. Ek wil fokus oor die Jonas in ons lewens, wat nie daar hoort nie, wat ons moet oorboord gooi. Maar kom ons lees uit Jona 1, en ons gaan lees vanaf vers 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan, die Grieks is Joppe, wat dalk meer bekend is, en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seeliede bang, die matrose. Hulle het elkeen tot sy God geroep, en die lading wat in die skip was, in die see gegooi, om vir hulle verligting te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim, en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe, en vra van, wat makeer jou, dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. En dan kom ons lees vers 11, hy sê, verder, vers 10, hy sê, toe word die manne baie bang en sê vir Jona, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af weggevlug het, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor die julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie. En bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U, Here, het gedoen na U welbehae. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi. En die see het stil geword van sy onstuimigheid. Gooi Jona oorboord. Vanmôre wil ek met u gesels oor watter Jonas ons in ons lewensreis saam met ons opneem, wat dalk nie die Here se wil en plan was nie. Jonas wat naderhand storms in ons lewens veroorsaak. Storms wat dalk nie eers vir ons bedoel was nie. So vandag is dit belangrik om te identifiseer watter Jonas is in my lewe wat eintlik nie daar hoort nie. Maar as ons kyk na Jona was die seun van Amittai. Hy was 'n Hebreër gewees, hy was deel van die volk van die Here, van Israel. Hy was afkomstig van Gad-Gefer en dit was 'n plek wat behoort het aan die stam van Sebulon. Sebulon is een van die stamme van Israel wat ons dalk nie baie van hoor nie. So Jona was 'n man van God en boonop was hy 'n profeet. So hy het in 'n noue verhouding met die Here gestaan. Hy het die stem van die Here geken. Hy het met die volk gepraat namens die Here en met die Here gepraat namens die volk. Hy bedien as profeet onder koning Jerobeam 2. Ek kan al van lees in 2 Konings 14 vers 25. Nou in koning Jerobeam was nie 'n koning wat gedoen het wat die Here behaag nie. Hy het gedoen wat sleg was in die oë van die Here. Nou om vir julle net te probeer 'n tydlyn te kry. Hierdie tyd was na Elia en Elisa. Elisa wat Elia se diensknegt was, hy het as profeet gedien tydens die bewind van die pa van Jerobeam 2. Okay. So nou het Elisa gesterf
koning Jerobeam het gesterf en koning Jerobeam 2 is aan wind en Jona dien as profeet. Nou in die tyd van Elia en Elisa het die Here probeer om die Baalse bediening uit te wis. Maar nou kom koning Jerobeam 2 en hy doen alles wat sleg is in die oë van die Here. So ek dink Jona het nie 'n maklike taak gehad as profeet nie. Ek dink hy moes baie keer woorde gebring het wat nie so aangenaam was om te bring nie. Nou in hierdie tyd was die Assiriërs en die Ninive, hulle was aardsvyande gewees van Israel. En so was dit ook gewees dat Ninive self 'n wrede stad was. In Genesis 10 word hy selfs verbind met Nimrod, wat 'n oergeweldenaar was. So Ninive was daar geweld en dit was 'n vyandige stad, 'n wrede stad gewees. So die Here kom vir Jona en sê vir Jona, gaan na Ninive en gaan vertel vir hulle wat ek vir jou sê om te vertel. So nou kan 'n mens verstaan, heel waarskynlik was Jona bang om na Ninive toe te gaan. Hy het dalk gedink, wat gaan die mense aan my doen? Maar hy het ook die Here se genade geken. As ons die laaste hoofstuk in Jona lees, dan sien 'n mens ook hoe hy sê, maar Here, ek het geweet, dis hoekom ek in Ninive toe wou gaan. Ek het geweet hy's genadig en ek het geweet hy kan die oordeel omdraai. So maar Jona wil nie na Ninive toe gaan nie. En Ninive was 'n buitengewone groot stad, sê Jona 3. Hy het selfs 3 dagreise ver as hy deur hom stap. Nou besluit Jona, hy gaan nie na Ninive toe nie, hy gaan na Tarsis toe vlug. Nou Ninive was oos van Gat-Gefer van waar hy vandaan kom. As 'n mens gaan kyk, as ons nou in kilometers praat, is hy so plus minus tussen 800 en 850 kilos oos van Gat-Gefer van waar Jona vandaan kom. So toe die Here vir hom 'n opdrag gegee het om te gaan na Ninive toe, as hy 24 kilometer 'n dag gestap het tussen deur die berge en die woestyn, sou dit 36 dae geneem het om te kom tot by Ninive in 'n oostelike rigting. Maar Jona besluit, nee, ek wil nie Ninive toe gaan nie, ek sal na Tarsis toe gaan. Tarsis is in die verre weste. Nou, daar's verskillende opinies oor presies waar Tarsis was en waar hy vandag geleë is. Party mense sê Tarsis is net 'n naam om te sê van die verre weste, soos aan die einde van die aarde. Ander sê dit is die Tarsis wat ook gelees waar Paulus geleef het. Maar dan is daar baie skoolleere wat sê dat Tarsis is in wat ons vandag noem Suid-Spanje. En as ons gaan kyk na wat die woord sê, dat hy gevlug het na Tarsis, na die verre weste oor die Groot See, is dit moontlik dat dit in Spanje kon wees. Want die Groot See vandag noem ons die Middellandse See. So nou sê die woord, Jona gaan na 'n dorpie, 'n hawestad, Jaffa of Joppe, die Griekse praat van Joppe. So hy het van waar hy gebly het in Gat-Gefer 100 kilometer wes gestap na die hawestad Joppe toe. Daar het hy op 'n boot geklim, 'n skip geklim om na Tarsis toe te gaan, oor die Middellandse See te vaar, verre weste toe. Nou, hulle sê Ninive en Tarsis is soos 3500 kilometer uit mekaar uit. Hulle sê 'n bootrit of 'n skiprit vanaf Joppe tot by Tarsis, as dit die een is in Suid-Spanje, sou amper 'n jaar geneem het om te vaar. So nou moet jy verstaan, Jona besluit, hy gaan wegvlug na Tarsis toe. Maar niemand van ons kan ooit wegvlug van die Here af nie. Amen. Niemand van ons kan wegvlug van dit wat die Here in ons lewens wil doen nie. Nou, die woord sê Jona, hy betaal die reisgeld en hy klim op die boot. Eintlik gooi hy die geld in die water. Hy betaal om in die water gegooi te word. Nou, en wat eintlik nou, as ons daaraan dink, hierdie skipskaptein, hy ontvang hierdie geld en hy neem Jona op die boot. Nou, hierdie kaptein, miskien het hy gesien, wat maak dit saak om Jona op die boot te vat? Dit gaan nie, ons moet in elk geval in die rigting van Tarsis gaan.
Hy kon ook gedink het, "Woe, dis 'n ekstra geldjie in die sak om Jona op die boot te vat." So hy kon ook gedink het, "Ag, dis nou nie iets verkeerd om Jona op die boot te vat nie." Ons kan ook sien uit die verhaal van Jona af dat hierdie kaptein en hierdie matrose nie die Here gedien het nie, want hulle het ook later hulle afgode aangeroep. So hulle was nie in 'n verhouding met die Here wat hulle gesê het, "Here, moet ons Jona op die boot neem of nie?" So vir hierdie kaptein, hy sien niks verkeerd daarmee om Jona op hierdie boot te neem nie. Hy vat sy geld, ekstra geld in die sak. Jona, hy's net daar op die skip, geen probleem nie. Maar toe kom daar 'n storm. En eers het hulle nie geweet hoekom is die storm daar nie. Nou baie keer in ons lewens kom daar ook storms. En as ons kan dink aan hierdie skip, nou hierdie skip, hulle het 'n groot skepe gehad wat amper al 'n ronderige vorm gehad het. Dit kon 15 tot 20 meter lank gewees het. Dit kon tussen 5 en 6 meter breed gewees het. En dan het hulle natuurlik siprushout gebruik en pik aangesmeer, maar dit was 'n groot skip gewees wat 'n seil gehad het en tussenin was gate waar hulle roeispane kon ingesit het. As die wind nie gewaaid het nie, dan moes hulle verder roei. So as 'n storm opgekom het, kon hierdie boot bo 'n golf, onder 'n golf beland het. En daar was die kans gewees, as die storm te hewig was, te erg was, dat hierdie skip kon vergaan het. En dis wat op hierdie stadium woed 'n storm op hierdie see. En die kaptein en die matrose raak bang. Hulle is in 'n krisis. Hulle is bang hierdie skip gaan skipbreek ly. Hulle is bang dat hulle dalk hulle lewe kan verloor. Hulle is bang hulle gaan dalk in hierdie koue water val. En in die Middellandse See is daar ook haie en dolfyne en walvisse. So hulle is bang, hulle gaan in hierdie water beland en hulle gaan dalk hulle lewe verloor. In so 'n mate probeer hulle van hierdie vrag afgooi en nog steeds raak die storm nie stil nie. Dat hulle kom by 'n punt om te sê, hoekom is hierdie storm? Wie van hierdie manne op hierdie boot se skuld is dit dat hierdie storm woed? In ons lewens het ons ook storms. En ons storms is verskillend. Party van ons kry dalk 'n gesondheidskrisis, soms 'n finansiële krisis, verhoudingskrisis, werkskrisis. Maar storms, ons almal gaan deur storms. Soms vra ons, hoekom gaan ons deur storms? Daar is nie antwoorde vir alle storms nie. Maar as ons gaan kyk, is daar verskillende redes hoekom storms in ons lewens gebeur. Daar is storms wat gebeur omdat ons niks verkeerd gedoen het nie. As ek dink aan, daar was 'n stadium dat Jesus vir die disippels sê, klim in die boot en vaar oor na die ander kant toe, en hulle vaar oor die Galileese see en 'n storm woed. Hulle was daar absoluut net gehoorsaam aan die stem van Jesus, aan die opdrag van Jesus, en 'n storm het ontstaan. Soms ontstaan storms as gevolg van ons ongehoorsaamheid. Jona beland in 'n storm as gevolg van sy ongehoorsaamheid, omdat hy probeer wegvlug van die Here af. Soms is daar storms as gevolg van ander mense se besluite, wat ons niks van beheer oor het nie. En dan is daar ander storms, soos in die geval van hierdie kaptein en hierdie matrose wat in 'n storm is, as gevolg van dat hulle toegelaat het dat Jona op hulle boot geklim het. As Jona nie op hierdie boot was nie, was daar nie 'n storm nie, het hulle nie hierdie storm beleef nie. En dan moet ons onsself afvra, wanneer 'n storm begin woed, kan ons dan ook dalk vra, Here, maar hoekom is hierdie storm in my lewe? En as ons kan kom by 'n plek wat ons sê, maar Here, dit was nie as gevolg van ongehoorsaamheid nie, dit was nie as gevolg van gehoorsaamheid nie. Hoekom is hierdie storm in my lewe? Moet ons dalk soms begin vra, Here, is daar nie dalk iets wat ek in my lewe toegelaat het wat ek nie moes nie? Iets of iemand wat ek dalk toegelaat het wat ek nie moes nie. As ons dink aan Jona was 'n man van God. So mense gedink het, hy's 'n profeet, dit lyk nou 'n goeie ding om Jona op jou boot te vat. Hy dien die almagtige God, hy's 'n profeet, so dit klink nie na 'n slegte ding nie, en hierdie kaptein kon gedink het, maar ek doen tog mos vir Jona 'n guns, so is 'n goeie daad wat ek doen, en dan het ek nog boonop 'n geldjie in my sak.
sodat alles kon gelyk het asof dit 'n goeie ding was. Sien, baie keer is daar Jonas in ons lewens wat ons in ons lewens inneem en op die punt wanneer ons dalk miskien 'n transaksie maak, dan lyk dit goed. Dit lyk asof ons 'n goeie deal kan maak, of as ons dalk 'n vriendskap het met iemand en ons dink dit is 'n goeie vriendskap, maar dit is so belangrik om die Here te ken in elke besluit wat ons maak. Want as ons nie die Here ken in besluite nie, kan ons dalk Jonas in ons lewens toelaat wat storms veroorsaak. En daarom is dit so belangrik om die Here te ken in elke aspek van my lewe, in elke groot besluit wat ek moet maak, in elke werksgeleentheid voor my, in elke transaksie, of dit te doen is met 'n huis, of 'n voertuig, of dit te doen is met 'n verhouding, of 'n lewensmaat, is dit belangrik om die Here te ken in alles wat ek doen. Verder, mag daar dalk ander tipe Jonas ook in mense lewe wees, wat storms veroorsaak. Dalk is daar 'n verslawing, wat 'n storm veroorsaak. En toe ek hierdie week besig was om voor te berei, toe is daar iets wat in my kop opkom, en miskien is daar iemand wat luister, wat 'n Jona van dobbel in hulle lewens het. Wat die Here wil hê jy moet dalk wat die dobbel sal die Here definitief wil hê jy moet oorboord gooi. Maar dit is hierdie week so sterk vir my opgekom, dat ek dit moet noem. Soms is daar Jonas in ons lewens, dobbel, verslawings, slegte gewoontes, wat storms in ons lewens veroorsaak. En die vraag is, wanneer die storm daar is, en ons vra, hoekom is die storm daar? Die matrose kom tot die besef, Jona is op hulle boot, en dis hoekom die storm daar is. Wanneer ons die Here aanroep, sal hy vir ons wys, hoekom is die storm daar? As ons die Here vra, Here, is daar enige Jonas in my lewe, sal die Here vir ons wys. Maar die groot ding is nie altyd maklik om van Jona ontslae te raak nie. Dit is nie altyd maklik om Jona oorboord te gooi nie. Die matrose vra vir Jona, wat moet ons doen? En Jona sê, gooi my in die see. En dan sien ons, dat die matrose roei nog aan. Nadat Jona gesê het, julle moet my in die see gooi, dan sal die storm stil gaan, dan roei hulle nog aan, hulle gooi nog vrag af. Want sien, dit is nie altyd maklik om daai Jona oor die boord te gooi nie. In die geval wanneer ons dalk verkeerde vriendskappe moet breek, dan dink ons vir onsself, sjoe, maar wat gaan dalk word van daardie persoon? Soms is daar ander Jonas wat ons oorboord moet gooi, en dan dink ons vir onsself, joh, maar dit gaan ons my sak aanraak as ek hierdie Jona oorboord gooi. Of baie keer plaas ons vertroue in sekere goed, of in mense, en as ons voel, as ons daai Jona oorboord gooi, waar gaan my hulp dan vandaan kom? Waar gaan my voorsiening vandaan kom? Waar gaan my beskerming vandaan kom? Sien, ons moet die Here vertrou. Ons moet die Here vasgryp en weet dat hy wil beheer wees van ons lewens. En hy wil elke storm in ons lewens stil maak. Maar dan moet ons Jonas oor die boord gooi. Verkeerde gewoontes, verkeerde gebruike of verkeerde verhoudinge. Die Here wil hê ons moet dit oorboord gooi. Miskien het u nie vandag 'n storm in die lewe nie, of miskien kan u nie vandag identifiseer 'n Jona in die lewe nie, maar dalk wil die Here u vandag waarsku om nie 'n Jona op die boot te neem nie. Dalk staan u voor 'n groot besluit wat u moet maak. Dan wil ek vir u sê, moenie net doen en kyk met die eie insigte nie, maar vra die Here vir raad. Hy sê in Psalm 32, hy wil sy oog op ons hou en hy wil vir ons raad gee. As ons hom vra, sal hy vir ons antwoord. Spreuke 3 sê, ken my in elke besluit wat jy maak, en ek sal jou weg laat suksesvol wees. Amen. So vandag moet ons onsself afvra, is daar Jonas wat ek moet oorboord gooi, of is die Here besig om my te waarsku, dat ek dalk nie 'n transaksie moet doen nie, dat ek dalk nie van werk moet verander nie, of dat ek iets wat ek aan gedink het wat goed gaan wees, wat die Here dalk dink nie so 'n goeie ding is nie.
Onthou, die Here sien die hele prentjie. Ons sien net in dele, maar die Here sien die hele prentjie. En daarom is dit so belangrik om te luister wanneer die Here praat. As ons kyk op die eind van die dag, hierdie matrose kom by 'n punt wat hulle besef hulle sal moet Jona oor die boord gooi. En dan roep hulle die almagtige God aan. Alhoewel hulle nog voordat hulle met Jona gepraat het, hulle eie afgode aangebid het, toe hulle besef die Here is die God wat ook storms kan stil maak, roep hulle die Here aan. En hulle sê, Here, laat al nie onskuldige bloed op ons hande wees nie. En hulle gooi Jona oor boord en hulle maak offers tot die Here. Wanneer Jonas is in ons lewens. En die Here wys dit vir ons uit, moet ons eerstens bely en sê, Here, vergewe my as ek hierdie Jona op my boot geneem het, want ergens het ek U nie geken in 'n besluit nie. Ergens het ek net my eie kop gevolg. En dan moet ons sê, Here, ek gee Jona, ek gooi oor die boord en ek gee Jona in U hand. Amen. En Here, ek vertrou U met my hele lewe. Kom ons besluit om die Jonas oorboord te gooi. Dit wat nie in ons lewe hoort nie, oorboord te gooi. Kom ons help nie ander mense uit die wil van die Here uit nie. Want dan gaan dit storms veroorsaak. Kom ons kom terug in die wil van die Here. En ons luister na die stem van ons Vader. Kom ons bid saam. En ek wil jy 'n geleentheid gee vanoggend om met die Here te praat. Die Here het al reeds so van U geïdentifiseer van Jonas in U lewe. Verkeerde besluite, verkeerde verhoudinge, verkeerde gewoontes. Wat storms veroorsaak, storms vir die finansies, storms in verhoudinge, storms in die gesondheid. En wat vra die Here vanmôre moet U doen? Die Heilige Gees sal in die hart sê wat U moet doen. En ek wil hê jy moet hierdie geleentheid neem om die Here te antwoord op hierdie boodskap. Om te sê, Here, ek moet hierdie Jona oorboord gooi. Daar's sekere Jonas wat mens nie oor die boord kan gooi nie as gevolg van 'n verbond. In Josua 9 ken Josua en die ouderlinge nie die Here in die saak toe die Gibeoniete by hulle kom nie. En hulle sluit 'n verbond met die Gibeoniete. Hulle sê, hulle maak asof hulle van 'n ver land afkom terwyl hulle tussen Israel was, tussen in die land was wat die Here in land wou gee. En hulle sluit 'n verbond met die Gibeoniete. En toe dit uitkom, kon hulle nie verbond verbreek nie. Maar hulle het die Gibeoniete waterdraers gemaak. En 'n slegte omstandigheid is omgedraai ten goeie. Soms is daar transaksies wat ons gedoen het, of verbonde wat ons gesluit het, wat ons nie moes nie. En ons kan dit nie omkeer nie. Maar die Here sê ook, dat ek is in staat om alles ten goeie mee te laat werk, vir die wat my liefhet. So vanmôre, stort jou hart voor die Here uit. Geef vir hom jou Jona. Dit wat jy oorboord moet gooi, gooi dit. Omstandigheid wat jy nie weet hoe dit gaan weer regkom nie, gee dit vanmôre in die Here se hand. Die Here hoor vanmôre jou gebed. Halleluja, Jesus. En as jy so bold wil wees om te sê, Here, ek is ernstig hiermee. En as jy wil net opstaan, net as 'n stap van profetiese aksie om te sê, Here, met hierdie opstaan, kies ek om jou nou oorboord te gooi. Is jy welkom om te staan. Ek gaan nie vra dat jy vorentoe kom nie. Dis net 'n profetiese aksie. Om te sê, ek kies om my Jona oorboord te gooi. En daarom staan ek op en ek sê, Here, ek is ernstig hiermee. Ek is ernstig hiermee. Halleluja.
Here, U sien vanmôre elke gebed. U hoor van elke Jona wat oorboord gegooi word vandag. Here, en ons gee Jona in U hand. Daai matrose het geen beheer gehad oor Jona toe hy oor die boot gaan nie. Hulle storm het stil geword en iets self na Jona omgesien. Ons gooi ons Jonas vanmôre oorboord. In Jesus naam. Ek bid Vader dat U mense vandag sal vrymaak. Vader, dat in die naam van Jesus, dat die mense sal vrymaak van houvaste, van dobbel, van verslawings, van verkeerde gewoontes, van verkeerde gebruike, in Jesus naam. En Here, waar mense verkeerde besluite gemaak het, sal U dit asseblief omdraai ten goeie. Waar dit miskien lyk dit as no return, by 'n plek van no return, Here, sal U dit omdraai ten goeie in Jesus naam. Maar dankie Here, dat ons Jonas vanmôre vir U kan gee. Here, ons kies vanoggend om U te vertrou en ons kies om U te ken in elke besluit. En ek bid Vader vir mense wat met besluite maak, wat luister, dat U vir hulle goddelike insprake sal gee en duidelikheid sal gee, sodat hulle gehoorsaam sal wees en sal weet wat U sê. En Here, werk in ons om gehoorsaam te wees, want dit is beter om gehoorsaam te wees. So Here, help ons om na U te luister. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil nou net dit vir U vertel, weet, so week en 'n half terug, die Dinsdag, die middag, ek sê Here, gee vir my 'n vars woord. Gee vir my 'n vars woord. En die Dinsdag aand na die kerkraadsvergadering kom ek by die huis en Here begin met te praat oor Jona. Maar ek wou my laptop so vat om begin tik, maar ek besluit toe ek gaan my notaboek vat en skryf. Maar ek het vir Here gevra vir 'n vars woord. Maar jy sal nie glo nie, Woensdag toe ek my laptop oopmaak, dis al my dokumente weg. Al my teachings. En ek sê Here, toe ek gister gevra het vir 'n vars woord, het ek nie bedoel om dat ek al my teachings moet verloor nie. Maar met die Here se genade teen Donderdag het Wins my gehelp en ons het dit uit die recycle bin van OneDrive gaan haal. So ek is dankbaar daarvoor. Maar wat ek wil sê is ook, my en Johan se laptop is albei opgekoppel met sy e-posadres. En toe ek om Woensdag bel en sê, my liefie, ek dink ek het 'n virus op my laptop, want al my dokumente is weg. Toe sê hy het die oggend sy laptop skoongemaak en daar het 'n so ding op sy laptop gekom en gesê, do you want to delete this 1000 documents? En hy het gesê, yes. Are you sure because it's deleted forever? Yes. En nou kan ek sê, wees versigtig, wat Jona jou laptop gekoppel is. Ja, want dit kan 'n storm veroorsaak. Maar kom ons, wat kan ons sing? Give God the glory. Give God the glory. Kom ons staan. Give God the glory. Give God the glory. Give God the glory. And He will give you, and He will give you, and He will give you the victory.
gee vir U lof, ons gee vir U eer, ons aanbid U. Here, dankie dat maak nie saak waartoe ons gaan nie, Here, U is daar. Here, U is daar, U is ons helper. En dankie Here vir die groot genade in ons lewens. Selfs wanneer ons foute maak, of U ongehoorsaam is, of U nie ken in 'n saak nie. Dankie vir die groot genade. Dankie Here dat U ons uitred keer op keer. Here, U woord sê, menigvuldig is die teëspore van die regverdige, maar uit hulle almal red U ons. En ons sê vir U dankie Vader, vir die genade, vir die uitredding. Dankie Here, dat wanneer ons benoud is, kan ons U aanroep en U's daar om ons te help. Ons gee vir U lof, ons gee vir U eer en ons aanbid U Vader. Word U verheerlik in Jesus naam. Amen. Amen. Ek kan net 'n oombliekie sit. Die kinderkerk sluit vandag af en vanaand is daar aanddiens, maar geen koffiehuis nie. Die Dinsdag sluit die vroue sel wat 10 uur is, sluit af Dinsdag. Ek weet gewoonlik is daar koek wanneer hulle afsluit. Hulle vergeet ons nie in die kantoor nie. Baptista is reeds gesluit. Die midweekdiens sluit donderdag 10 uur. Die Young Adults sluit af donderdag 6:30. Almal sluit hierdie week. Die tieners het klaar gesluit met 'n melkskom op Vrydag aand. En dan is daar net die skole sluit die 26ste Junie en heropen die 21ste Julie. Dan die 4de Julie is 'n Saterdag, dan het ons 'n uitreik by Harmony Hof. So ons sal mekaar 9 uur daar kry. Die 14de Julie het ons 'n nooddiens uitreik, 6 uur en ons kry mekaar hier by Loftal. Sien ons uitreike sluit nie in die vakansie nie. En dan die 15de Augustus is daar 'n manne-ontbyt met alwyn ys om 9 uur. Ek glo dat u name moet opgee in die voorportaal. En dan die 12de September is daar 'n vrouekonferensie. Die 24ste Oktober is die senior ete. Daar's 'n boks ook by die ontvangs met kaartjies in. En die seniors moet temas daarop skryf. Dan gaan hulle kyk, dan gaan hulle kompetisie hê. Die tema wat op die eind gaan wen, gaan ook 'n prys kry as ek reg is. Okay. En dan ek wil nou net sê, ek het nou nog nie vir Connie gesê nie, maar ek het nou die dag gedink aan 'n tema vir die senior ete. Ek het gedink aan die dieretuin. So. Miskien moet, daar kan iemand hom ingooi daar kry u. Okay. En dan ons het nog hout, ons verkoop nog hout. Ongelukkig is die blits, die firelighters en die charcoal klaar, maar ons het nog hout, so julle is welkom om ons te koop. En daar is ook boekies in die ontvangs. By die ontvangs as enige iemand van ons boekies soek en van Pastoor Lukas se boeke soek. Maar mag u 'n wonderlike Vadersdag hê, mag al die paas bederf word vandag. En mag u ook 'n goeie rus hê en dan sien ons vanaand weer. Kom ons bid net so saam. Here, vanoggend wil ek net 'n seën uitbid oor elkeen hier. Ek bid Vader, dankie dat u by ons is met u regterhand. En Here, u sê in die woord, u regterhand doen kragtige dade. U regterhand verhef. Here, u doen kragtige dade en ek bid u seën af vir elkeen hier, sal u kragtige dade in elkeen van ons lewens doen. Sal u 'n hand van beskerming hou oor ons. Ons gee vir u eer in Jesus naam. Amen. Amen. We sing glory to His name.